Baie welkom ook aan ons aanlyn kykers. Dis Sondag 2 November 2025, 21ste Sondag in Koninkrykstyd. En ons sluit vandag ons reeks alledaagse gebed leer uit die Psalms, sluit ons af met Psalm 4, 'n aandgebed en die tema rus in vertroue by God. Vriende, as ons saam is en ons lees dan uit Psalm 4, kom ons word stil voor die Here en ons vra uiteindelik ook vir hom om dan in hierdie gebed met ons te praat. Here, ons is diep dankbaar om saam te wees vanoggend. Dankie dat ons U kan prys, kan loof vir uitkoms en bevryding. Dankie dat ons U kan loof en prys vir versorging van mense in hulle omstandighede. En Here, dankie dat U ook by hulle is wat in rou is om te vertroos en te versterk. Dankie dat ons mag saam wees en dat ons U woord mag lees. Dankie vir 'n tyd wat ons kon saam dink oor die psalms en uiteindelik tot rus kom in vertroue by U. Dankie dat U ons rusteloosheid kom rustig maak. Wil U ons versterk. Dankie vir U woord en dankie dat ons dit mag lees. Amen. Vriende, Psalm 4 en julle sou agterkom die afgelope 7 weke ons het regtig nog op Dawid se lewe leer ken en meeste van die psalms iets geleer van hoe sy verhouding met God werk en hoe hy alles wat hy uiteindelik hanteer, dat hy dit in gebed na God toe vat op verskillende maniere. Nou kom ons sê vir mekaar oor Psalm 4 die volgende. Ons weet Dawid het 'n paar keer klaagliedere gesing. Hy het 'n paar keer sy hart voor die Here uitgestort en gesê, maar dis moeilik, dit gaan swaar. Nou as ons kyk na Psalm 4 vanoggend en jy kyk in jou Bybel as jy hom by jou het, dan sê daar vers 1 vir die koorleier met snarespel 'n psalm van Dawid. Met ander woorde, alles behalwe 'n klaaglied. Inteendeel, Psalm 4 word gesien in die Bybel as deel van 'n groepie psalms wat hulle noem die vertrouenspsalms. Aan die ander woorde, ek spreek my vertroue in God uit. En daarom dat ons dan in die laaste vers, wat ook ons teks vir vanoggend is, vers 9, by die punt kom waar Dawid dan sê, maar in vertroue kan ek nou gaan rus by God. Ek kan onbesorg gaan lê. So, met dit in gedagte, kom ons lees Psalm 4 vanoggend saam, die 9 verse. Vir die koorleier met snarespel, 'n psalm van Dawid. O God, wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in die nood was, het U my bevry. Wees my ook nou genadig en hoor my gebed. Hoe lank gaan julle my eer nog skenk, mense? Gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leuns? Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. Die Here hoor as ek na hom roep. Nou help hy ons in vers 5. Hy sê, as jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na as jy gaan lê en laat dit daarby. Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is en julle moet op die Here vertrou. Daar's baie wat sê, wie sal dit weer met ons goed laat gaan? Wees ons tog weer goedgesind, Here. Help ons. Vers 8, U het my reeds groter vreugde laat belewe as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Vers 9, nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen
laat my veilig woon. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. Psalm 4 is 'n sagter antwoord as Psalm 55, waarin ons uitgeroep het tot God in nood. Psalm 55 het ons gehelp om ons laste op God te werp, om ons laste op God te gooi in 'n handeling sodat hy dit kan dra, sodat letterlik die las sag is, lig is en die juk sag is. So daar's 'n aksie gewees. Ons het mekaar so los ons laste by God. Psalm 4 sê so 'n bietjie verder. Jy los nie net jou laste by God nie. Jy bly self by God. En jy bly by God om daar te rus. Die God wat altyd waak. Die God wat ons in Psalm 121 leer ken het as die bewaarder van Israel wat nie sluimer of slaap nie. Waar begin Dawid se gebed? Dawid se gebed begin in nood. In vers 2 as hy sê, o God, wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in die nood was, het U my bevry. Wees my ook nou genadig en hoor my gebed. As jy daarna lees, dan kom jy agter dat die bidder, dat Dawid ongeval was, dat hy verneder was, dat hy beskuldig was. Maar wat maak hy? En dis deel van sy geloofsreis, dis deel van sy groei in God. Is dat hy uiteindelik in plaas van selfverdediging kies vir stilte en gebed. Hy bring sy spanning eerlik na God toe. En dan onthou ons die woord van die Here wat sê, werp julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. En daarom is dit lekker om 'n dag dan af te sluit en te sê, nou sal ek onbesorg gaan lê. In 'n lewe waar ek soveel sorge het, wat God letterlik sê, gooi jou laste op my, ek dra dit. Ek sal vir jou sorg. Sê hy, as ek dit gegee het, as ek by God gaan rus, dan kan ek onbesorg gaan lê. So wat gebeur? Dawid sê die oomblik as ek hierdie goeders op so 'n manier hanteer deur na God toe te gaan, word my hart stil in gebed. Ek het vir julle gesê vers 5, as jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na as jy gaan lê en laat dit daarby. Een van die skrywers oor die psalms, Hans Joachim Kraus, skryf hieroor, hy sê, dis die keerpunt in die psalm. Want Dawid leer iets verstaan, dis 'n duif ontspan. Dawid leer iets van 'n heilige stilte. Dawid besef, maar in hierdie stil wees en vertroue lê my krag. En dis in die nag in my bed, as ek saans aan die dink oor die pyns in die nag, dan weet ek, jy help my, U hand ondersteun my, Psalm 63. En weet julle wat is die wonderlike? Is dat die rus waarin hy by God gaan rus, is 'n plek waar God die laaste woord het. Nie my sorge. So ek wil gou vir julle ietsie sê. Jy kan dit vir jouself neerskryf, as jy kan. Of ek sal dit later vir julle stuur. Om te slaap, is om geloof te hê, dat God aanhou werk, terwyl ek rus.
om te slaap is om geloof te hê dat God aanhou werk terwyl ek rus. En as ons terug by die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. So mag ek en jy onbesorg gaan slaap. Want wat bring dit? Dit bring 'n stuk stil tevredenheid. Dit bring 'n stuk selfvergenoegdheid. Wat het ons daarmee gehelp toe in vers 8 gesê het, U het my reeds groter vreugde laat belewe, as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Wat sê hy? Hy sê, ek het meer vreugde by U gekry, as wat mense uit 'n goeie koringoes en uit 'n goeie druiweoes gekry het. En nou as julle oesfeeste ken, dan weet julle die ouens kuier lekker. Dit was 'n vreugdevolle geleentheid om oesfees te hou. Nou sê daar wat hy sê, ek het by U nog groter vreugde beleef. Stil tevredenheid, vergenoegdheid. Hier is 'n gebed van 'n gewone mens aan die einde van 'n moeilike dag. 'n Dag wat dalk bitter was, maar wat uiteindelik in soet verander. Wat sê rus? Wat sê Psalm 4 daaroor? Help my en jou om te verstaan, dis nie die afwesigheid van spanning nie, maar die teenwoordigheid van God se vrede. So, rus is 'n geloofstaal. In vrede kan ek gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want net U, Here, laat my veilig woon. Dis Psalm 4 vers 9, die 2020 vertaling. Ou vertaling waarmee ons groot geword het, 33:53 sê, ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. En ek moet met julle die Engels deel. Hy sê, now because of you, Lord, I will lie down in peace and sleep comes at once. For no matter what happens, I will live unafraid. Dit help net. Want dis die geloof van iemand wat geleer het, God waak. God hou wag. Ek kan rus. Daarom dat die Here ook sê, hy gee dit vir sy bemindes in hulle slaap. Dit sou dus beteken dat ek my bekommernisse en my sorge omskakel in gebed. Dat dit wat my onbesorg, of dit wat my besorg maak, dat ek dit omsit in gebed. Nou onthou julle, die Passion het gesê, I will live unafraid. So dit beteken ook, daar is by ons baie keer vrees. Fear, Engelse fear. Dawid wil ons help om te sê, om hierdie vrees
te verbind met die vrede van God. Kan ek vir julle tog die Engelse sinnetjie lees? Take your fear and connect it with God's fear. Nou hoor julle daar in dit wat ons al die jare mee groot geword het, naamlik ons word groot gemaak in die vrese van die Here. En daarmee nie wees bang vir God nie. Vrees God want hy gaan jou iewester bykom nie, maar met 'n respek, met 'n eerbied. So dit wat ek voor bang is, bring ek in die teenwoordigheid van hom wat groter is as dit waarvoor ek bang is. En hy kan my help om dit te hanteer. En omdat ek vir hom respek het, omdat ek vir hom ontzag het, vertrou ek hom om uiteindelik vir my daarmee te help. Hy gaan verder. Hy sê wanneer ek bid, dan verbind ek my lewe aan God se lewe. En dit raak 'n nuwe manier van lewe. Dit klink nogal 'n uitdaging om jou geloof te verbind aan God se lewe. God se asem, God se ritme, God se polsslag. Psalm 4 is daai nuwe manier van lewe. Psalm 4 is dit eintlik om vir myself te sê, ek lewe vanuit rus. Hoor mooi wat sê Psalm 4. Ek leef nie om te gaan rus nie. Ek lewe nie op pad na rus toe nie. Ek leef vanuit die rus. Hoekom sukkel ons as ons nie 'n goeie nag se slaap gehad het nie? Want ons het nie gerus nie. Hier teen 12 uur, hang die ligte. Dan brand die ligte en ons niemand by die huis nie. So uiteindelik, rus is nodig. Vergeefs jy vroeg opstaan, laat gaan slaap. God gee vir sy bemindes en slaap. So ons moet rus. Ons lewe vanuit rus. Nie net om te rus nie. Dit is bietjie anders. Dis hoekom ek dink almal van ons se ouderdom op hierdie stadium se middag slaap nie lekker. Dit is net Petrus en Christian wat nie in die middag slaap nie. Hulle moet self slaap in die middag. Die res van ons dink ek kan nie son enetjie klaarkom nie. En jy voel soveel varser as jy opstaan. Jy sien selfs kans vir goed wat jy nie voor kans gesien het voor jy gaan lê nie. So jy werk vanuit jou rus uit. En dis jou lewe, jou stilte by God. So ek kan onbesorg gaan lê. Want die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. God hou aan werk. God is besig terwyl ek rus. En dan dink ek aan die disippels, waar Jesus in die storm gelê en slaap het agter in die boot, en ek sê, Here gee nie om dat ons vergaan nie. En ek sê, julle klein gelowiges, want 'n slapende Jesus in die boot is beter as geen Jesus nie. So selfs al sou hy slaap, is hy steeds in beheer van die storm, is hy steeds in beheer van die natuur. Daarom,
Daarom sien ek dit in Jesus se lewe voortdurend, dat hy God se stilte gaan opsoek het, om tot rus te kom, en wanneer hy by sy Vader gerus het, dan gaan hy verder. Waar sien ons dit die mooiste is, wanneer hy in Getsemane is, in een van sy moeilikste gedeeltes of gebeurtenisse in sy lewe op aarde, voor sy kruisiging. Wat hy op dieselfde rou manier is, Dawid sê, Vader, as dit moontlik is, dat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En dan is dit ironies, die disippels wat slaap. Elke keer as Jesus daar kom, dan sê hy, joh, julle kon nie eens 1 uur saam met my waak nie. Waak en bid dat julle nie in versoeking kom. So Jesus nooi ons, kom leef hierdie nuwe lewe vanuit rus. Want as hulle die derde keer as hy terugkom, nog steeds slaap ons hy kom. Ek het die innerlike versterking gekry om te hanteer wat ek nou moet hanteer. Kom ons gaan. So ons rus in God se stilte en vrede. Julle is baie mamas. Hoeveel van julle se kinders het rustig op julle skouer of op julle skoot aan die slaap geraak, terwyl julle wag gehou het? Julle was wakker. Kan jy nie glo daai skreeuende, huilende baba, sien die engeltjie wat hier teen jou bors lê. Dis wat God met ons doen. As ek na hom toe gaan, dan sê hy, ek kan maar slaap, so okay. Nou jy jou tantrums gegooi het en jou skop en skree gedoen het, raak nou rustig. Ek sal wag terwyl jy slaap. Psalm 4 is hierdie oorgawe, is 'n ritueel, is 'n geestelike ritueel van ek gee oor. So iewers wil ek hê jy moet ietsie verstaan van jou amen aan die einde van jou gebed. Gebed eindig nie met amen nie. Want amen beteken, as jy dit vertaal, laat dit so wees. Gebed eindig met rus. Ek het gebid. Ek het gevra, laat dit so wees. Nou kan ek rus. Nou kan ek dit by God los. Ek hoef dit nie gaan terugvat nie. Laat dit so wees. En vriende, dan word rus dank. En 'n lewe van dankbaarheid word my lewenstyl. En ons gaan volgende week, DV, in aanloop na ons danksegingsfees van 30 November 2025, so 3 weke, die 9de, die 16de, 23ste, gaan ons praat oor dankbaarheid. So 'n klein, kort dankbaarheidsreeks, om te sê, hoe leer ons om uit hierdie rus te lewe, met oop harte en met oop hande. So mag die Here ons help. Ons kan vanaand onbesorg gaan slaap. Hoor maar wat sê Dawid. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak. Want Here, U alleen laat my veilig woon. Kom
Kom ek gee vir jou tyd. En dan raak jy so 'n bietjie stil. Here, wanneer ek vanaand of dalk vanmôre gaan lê ek my laste neer. Ek werp my sorge op U, sodat U vir my sorg. Dankie dat U wag hou en waak oor dit wat ek nie kan beheer nie. Leer my en help my ook om in hierdie week in te oefen, om te werk vanuit rus en te leef vanuit stilte. Amen. Kom ons sê net vir mekaar die volgende in die week, die 6de, donderdag, DV, ons nagmaal by die tehuis vir bejaardes 10:00, en dan begin ons volgende week ons danksegingsreeks, die 9 November, hier in die kerkgebou, ook met 'n nagmaalsgeleentheid, as deel van ons oggend erediens. So die van u wat nie saam met ons in die gebou is, volgende Sondag, of by die tehuis die 6de November nie, maak maar solank voorsorg vir tuisgebruik van nagmaal. So die 6de en die 9de nagmaal is die geleentheid. Dan het ek gemeld dat ons danksegingsfees die 30ste November is, en ek sal ons vir die volgende week, die volgende 3 Sondae dan meer daaroor inligting gee. Hou solank in die gedagte, 30 November ons danksegingsfees, is ook ons Kerssangdiens. So mag dit ook vir ons almal 'n geleentheid wees van aanbidding en vreugde saam met die Here. Belangrik, selfoonboodskap 083-654-0806. Baie welkom om my daar te kontak, en dan kyk ons hoe ons mekaar kan bystaan en help, ook in hierdie situasie of in omstandighede wat ons nodig het om mekaar te ondersteun en te onderskraag. Ek groet ons aanlyn kykers, mag dit met almal van julle goed gaan, en ons sien mekaar DV komende Sondag. Totsiens.